gesonde liggaam en gesonde... O ja, wat is die program se naam nou weer? Gesonde liggaam en gesonde gees. Ja, maar dis wat gebeur. En daar was nog ander effekte ook as gevolg van COVID, maar een was hierdie vergeetachtigheid. Of wat het ons gesê? Ek kan nie meer onthou nie. Maar in elk geval, ons wil 'n bietjie verder gesels oor vergeetachtigheid. Wat is regtige vergeetachtigheid? Of is dit maar net ietsiekie, of is daar regtig fout in jou brein? Maar kan jy onthou wat jy wou sê? Waar is hy ding nou weer? Ons kyk op ons notas. En dis nie met ouderdom te doen nie. Glad nie. Dit het te doen met hierdie ander ding wat gebeur het so in 2020 is daar 'n effek. En baie van julle het daaroor al gekla, gesê na COVID, bovenbal wat jy moeg is, sukkel jy om te onthou. Ja. En ek kan my hand opsteek, ek is ook so. Ek moet baie dink en spesifiek detail. Dit was vir my asof detail dit is op die tippie van my tong. Ek weet wat dit lyk, maar I can't remember. So, en is ek nou besig om dementia te kry? Ja, ek het mense in COVID tyd gehad wat hulle woorde vergeet het, wat net ek daar stol ek. Dit het net ek kan nie die sin klaar maak eers nie. Praat 'n halwe sin en stop. Daar toe kom nou verder vergeet. Dink net ek wil daardeur sê dat ek dink een van die grootste redes vir sterftes in COVID tyd was vrees. Ja, definitief. Een van my pasiënte het my gebel uit ICU uit en sê ek gaan my nou self hier ontslaan. Ek kan nie meer die geluid van dood weerstaan. Ek hoor hoe mense roggel en versmoor en dan klikke, daar gaan die trolley bring 'n nuwe ou een uit, nuwe een in. Dit moet verskriklik traumaties wees. Ja. Ek weet en daai tipe vrees en angs maak ook dat die korttermyn geheue sny af. Waar het ek die ding? Dis nie nou 'n prioriteit in my brein nie. En ek het dan vergeet waar is die sleutels net. En die klein goedjies wat nie nou regtig van belang is nie, want kyk wat het gedoen. Wat gebeur het is die finansiële druk wat op mense geplaas was. Die stres waardeur mense gegaan het. En dit het alles 'n korttermyn geheue ding gedoen, want die brein prioritiseer goed en dit wat nie nou van belang is nie, skuif ek nou weg. Jou sleutels is nie nou van belang nie. Om het 'n kos vanaand op die tafel is van belang. As ek nie die inenting vat nie, gaan ek my werk verloor. Ek het klaar my werk verloor. Hoe gaan ons oorleef? Ja. So daai angs en spanning het gelei tot tydelike geheueverlies, korttermyn geheueverlies, kognitiewe onderdrukking aanhoor my aanleer vermoë. Ek het nou net hierdie ding gelees. Wat het ek nou sopas gelees? Ek kan nie vir jou sê wat ek gelees het. Dit gebeur baie. Ja. En of die Bybel as jy probeer konsentreer aan, maar ek moet sê, ek kan daar getuig, die Heilige Gees help 'n mens. Baie. Ek kan dit jou help om dit onthou asseblief. Okay, ekskuus, ek het nou jou is opgeval. Maar ja, dit is wat gebeur. Jy het nou net hierdie stukkie gelees en jy weet nie wat jy gelees het nie. Die dieet speel ook daar 'n rol. Want hoe meer suiker jy eet, hoe dommer gaan jy word. En kleurstowwe, geurmiddels, preserveermiddels, al die goed speel 'n rol. Ek kan 'n hele program bou net oor die eet en vergeet. Ja, want kom ons sê net hoekom, want dit veroorsaak inflammasie, die suiker. Ja. Dis nie, dit is hoekom. Okay, ek wil net dat hulle wonder nie weet hoe kan jy so iets sê? Okay, gaan aan. Saam met dit ook die brein werk op glikose. So die oomblik as ek nou 'n kits glikose drink, dan stoot dit die vlak op, lekker wakker en dan val en dan val jy uit saam met dit. Ja, as ek so moeg en gee my weer net bietjie iets om my op te tel. En dis hoekom suiker is eintlik een van die grootste drugs wat daar bestaan. Ja, dis waar. En hy het geen ouderdomsbeperking op nie. Plus ons gebruik hom nog om te motiveer en sê, as jy nou soet is my ou dingetjie, dan kan ek vir jou die sweet hê, die roomysie. Kyk. Dit daar gelaat. Dan, ek weet ek moet die chocolates los.
daai kan ons 'n hele program opbou. Ja. En dan die volgende komponent is siektes wat hieruit ontstaan. Daar is dementia waarvan Alzheimer's deel van dementia is. En dit is 'n tipe van dementia. En daar is Parkinson's en ja, dan net die groot vergeetachtigheid wat saam met dit gaan. En watter rol speel medikasie hier? Hoe kan antidepressante hier 'n verandering maak? Chemiese medikasie, watse natuurlike produkte is daar, soos sy naam is Alzheimer's. Aanvulling, hoe kan ek my dieet verander? Hoe moet ek my slaappatroon verander? Hoe moet ek my lewenstyl verander? En dan is daar nou nog nuwe komponente wat bykom, is breinoefeninge. So ek sal die hele program spandeer net aan breinoefeninge. Wat kan ek doen om hierdie spier tussen my ore te laat gym en fiks te maak? Ja. Dis noodsaaklik. As hy nie oefening kry nie, gaan hy agteruit. Ja. Kyk ou mensies by 'n ouetehuis. As hulle begin onttrek, anderswoorde hulle neem nie sosiaal mee deel nie, daar's nie kognitiewe stimulasie nie, lees nie meer nie, sit net daar. Dan gaan jy net so agteruit. Ja. So ons kom terug na 'n natuurlike wet, wat ook 'n rugbywet is. 'n reël in rugby Ja. is. Use it or lose it. Okay. Okay. Gebruik hom of hy Ja. Maar dit is so, as 'n mens dit is soos eintlik maar vrot water of water wat nie 'n in en 'n uit het nie. As dit gaan staan dan word dit vrot. Ja. En dis Ja. En die eerste ding is 'n mens, maar hoe oefen ek my brein? Ek het nog nooit gedink hoe moet ek my brein beoefen nie. Brein word beïnvloed deur lig, klank, impulse, so alles wat my sintuie vir my bring, kom brein toe. Deur my oë, deur my tas, deur smaak, deur reuk en gehoor, en dit kom alles brein toe. En so al hierdie invloede, ons sal nog daaroor praat, want dit kan deel van my oefening wees. En daarom dra ek ook hierdie spesiale bril met hierdie blouerige lens om te help om my breingolwe rustiger te hou as gevolg van skerp lig. Soos wat 'n mens hierso sit, het ons ligte vir die beligting sodat ons beter prentjies, sodat jy mooier moet lyk, laat dit moet beter uitkom. Ja. Maar dit is taaf op my oë wat my brein beïnvloed. En maar kom ons gesels op 'n volgende reeks van programme en dan kan ons hulle so uiteensit en vat ons hulle van 'n kant af deur. dan gaan ons Sy naam gesels brein brein gesondheid. breingesondheid. Okay. Maar ons gaan ook definitief hoop gee vir die mense wat sukkel om te Verseker. onthou. Soos wat Oplossing. Anders is dit 'n kermprogram. Ons wil nie kerm nie, ons wil oplos. en ja, en die ander ding is as jy gemeet het, dan weet jy. Ja. En ons as onthou net as jy wat ook al fout is, en jy kan nou na al ons programme gaan kyk, maar elke persoon is individueel. So moenie nou net dink jy moet net daai dingetjie gaan drink en nou gaan jou situasie reggaan nie. Ons moet kyk na jou hele prentjie, jou DNA, jou bloede, jou alles en dan daarvolgens bepaal wat is fout en hoe om hulle reg. laat ons lei deur feite, wetenskaplike feite. Ja, soos wat die Here dit geskaap het en gemaak het. Dis so onthou nou van ons volgende program, die brein. Tot 'n volgende keer, totsiens.